Die suikerpot. Botte en Blits hardloop blitsig na die broodblik. Hierdie vrou gaan hulle van die kas afvee en dan moet hulle weer al die pad terugkom. Daar's nie brood in hierdie blik nie, maar dis 'n baie goeie wegkruipplek. Sjoe, dit was nou amper. My bene is skoon lang. Botte loer agter die blik uit. Die vrou draai om en stap na die tafel toe. Nou beter ons vinnig van daardie suiker kry voordat sy ons weer sien. Dit is 'n gevaarlike taak wat hulle het, maar die koningin het gevra vir suiker en hulle moet luister. Botte en Blits het dadelik aangebied om die taak uit te voer. Hulle is die twee ratste en slimste mure in die kolonie. Hulle hou van avontuur en skrik vir niks. Die twee draf vinnig na die suikerpot en begin teen dit uitklim. Natuurlik aan die muur se kant waar die vrou nie kan sien nie. Daar is lekker baie suikerkorrels. Dit gaan daarom baie lank vat om alleen die korrels af te dra. Ons het hulp nodig. Botte bekyk die klomp suikerkorrels. Daar is 'n paar pinkkorrels tussen die wites en dit lyk vir hom ekstra lekker. Hy kan nie help om te wonder hoe dit proe nie. Sy bekkie water. Blits, dink jy nie ons moet dit proe voor ons dit afdra nie? Sê nou net die pinkkorrels is nie lekker nie. Blits verwonder hom aan die pinkkorrels. Hy het nog nooit pinkes gesien nie. Wat as die koningin nie daarvan hou nie? Botte het beslis bietjie gedink oor die saak. Hulle kry nie gewoonlik suiker nie, dit is net vir die koningin bedoel. Botte is bly om te sien dat Blits met hom saamstem. Eers vat hy 'n wit korrel en lek versigtig daaraan. Dit is darm lekker soet. Blits laat nie op hom wag nie en gryp ook een. Hulle weet dit is 'n swak manier om aan goed te lek en dit dan terug te sit, daarom eet elkeen sy korrel suiker op. Blits is eerste by die pink suikerkorrel. Hy lek daaraan. Met 'n diep sug van lekkerte gaan hy op sy boude sit en lek die korrel. Botte sien hoe Blits die pink suikerkorrel geniet en vratsig soek hy die grootste een uit. Met 'n stewige greep op die korrel hap hy sommer 'n stuk af. Dit proe wonderlik. Dit voel of hy sweef, so lekker is dit. Toe Blits sien dat Botte nog besig is met sy suikerkorrel, gryp hy nog een. Mens kan nie net een eet nie. Die goed is regtig baie lekker. Die twee rakkers sit die een korrel na die ander en opeet. Kort voor lank is hulle maagies so vol dat hulle nie kan opstaan nie. Hoe gaan ons die korrels hier uitkry, Botte? Ek is nou so moeg. Botte kan skaars sy oë oophou. Niemand sal hulle hier in die suikerpot sien nie. Die koningin het ook nie gesê sy is haastig vir die suikerkorrels nie. Die twee maak hulle self gemaklik tussen die korrels en maak hulle oë toe. Skielik voel Botte hoe hy opgelig word. Voor hy en Blits hulle oë behoorlik oop het, trek hulle deur die lug. Die vrou wou tee maak en het hulle met die teelepel uit die pot geskep. Sy gooi sommer die bietjie suiker op die vloer uit. Nog voor hulle die grond tref, begin Botte en Blits hardloop. Hulle moet onder haar voete uitkom voor sy op hulle trap. Styf teen die kas gedruk met hartjies wat wild klop, wag hulle dat sy weer uit die kombuis gaan. Nou was ons amper in die moeilikheid, my maat. Blits voel skaam dat hulle so baie suikerkorrels geëet het. Dit was baie vraatsig en onnodig. Botte, ek dink nie die ander hoef te weet dat ons in die suikerpot geslaap het nie. Kyk, hier lê nog genoeg suiker op die vloer. Kom ons vat dit nes toe en bly stil oor die res. Blits is dankbaar dat Botte dieselfde voel want hy is baie skaam. Wat sal almal van hulle dink? As hulle net een korrel geëet het, was dit nog aanvaarbaar, maar nee, hulle moes eet tot hulle magies koel rond was. Vinnig dra hulle die suikerkorrels tot buite en van daar weer na die nes. Hierdie taak is darm suksesvol afgehandel. Hulle gaan nie gou weer iets soets wil eet nie.
Dit sal hulle net herinner aan 'n insident wat hulle liewer wil vergeet. Onthou asseblief om die bakgatknoppie te druk julle en vra vir mamma sy moet julle inskryf sodat julle altyd weet as hier 'n nuwe storie is, hoor? By subscribe. Dankie.